Goeiemôre. Baie welkom in die erediens vanoggend. Mag dit vir jou ook 'n ervaring wees waar jy saam met 'n goeie ervaring wees waar jy saam met medegelowiges ook die Here se aangesig soek en ook sy nabyheid dan ook beleef. Net enkele afkondigings wat ek wil uitlig. Ek kan dalk op hierdie punt dan net vra vir Renet, die wikkelwurms, voordat ek vergeet. Julle moet vir my kom wys wat het julle gedoen, al die wikkelwurms. Dan het Renet het gisterand vir my gewys, maar ek wil sien hoe gaan julle dit maak. Ek wil net so 'n paar afkondigings uitlig wat ons nie op die afkondigings het nie. Die eerste een is volgende Sondagoggend gaan die Gideons vir ons so 10 minute vat en vir ons kom vertel wat doen die Gideons. Jy ken tog almal die Gideon Bybeltjies. As jy in 'n hotelkamer of so kom, dan is die Bybeltjie daar. So hulle gaan volgende week gaan hulle so 10 minute se tyd net vir ons kom sê wat doen hulle, en dan het ons by die kerkraad gepraat dat ons dan 'n deurkollekte vir die Gideons sal opneem en dat ons dan vir hulle ook sal in hulle bediening dan ook so sal help. So volgende Sondag is daar deurkollekte dan vir die Gideons. So jy is net welkom om daarop te let, en dan terwyl ek dit nou sien voordat ek omblaai, want anders gaan ek vergeet, François hulle het gevra as daar iemand is wat ons kan help by die plaasfees om vir ons mevrou en meneer Plaasjapie te reël. Dan sal ons dit nou van ons kant af baie waardeer. So as daar iemand vanoggend is, Monique het dit verlede jaar gedoen, sy kan dit ongelukkig weens omstandighede nie hierdie jaar doen nie. So as daar iemand is wat vir ons daar kan kom help, dan sal ons dit van ons kant af baie deur. So gesels met ons, en dan François is hier, hy sit daar, jy kan met my ook kom gesels as hy bereid is om ons op daai manier te help. Dis nogal vir ons baie belangrik. Vriende, dan hierdie week, ons beweeg aan Pinkster in. Donderdag is dit Hemelvaart, 40 dae na die Paasgebeure, dan weet ons het die Here ons opgevaar hemel toe. Donderdag aand 6:30 het ons dan 'n Hemelvaartsdiens. Die vroue diens verkoop dan ook curry en rys na die tyd, so jy is welkom om by hulle te bestel. Hulle vra net dat ons die bestelling sal in hê voor die 27ste, so dis Dinsdag. Laat ons Dinsdag net die vleis en die dinge kan regkry en aankoop vir die curry en rys. Dis Donderdag aand 18:30. Dan Sondagoggend, soos ek reeds gesê het ons 'n diens, maar die Pinkster bidure begin dan ook Sondag aand, elke aand van 6:30, Sondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag, wat ons dan gaan Pinkster bidure hou hier in die kerk. Almal baie welkom, en dan sal daar ook sop en broodjies na die tyd bedien word. So almal is ook baie welkom om dit dan te kom bywoon, van Donderdag en dan Sondag, Maandag, Dinsdag en Woensdag. Nou as ons na die voorbidding kyk vandag, dan is dit nog steeds om Johan Boshoff, Hestie Joubert, Chantal Kleinhans se ma, oom Basil Ferreira, tannie Lydia Zietsman, Dwayne Northling, hy is hier so, dit gaan goed met hom, en dan tannie Annetjie Richards is uit die hospitaal uit, en Esme Roos is ook uit die hospitaal uit, waaroor ons baie dankbaar is, maar hulle sterk nog aan by die huis. So kom ons reik uit na hulle toe, kom ons dink aan hulle, kom ons bid dan ook vir hulle. Dan is die gemeentekamp, alles is nog steeds daarop, die skyfies gesien voor die tyd. Ons vra asseblief kom saam kamp saam. Dis altyd lekker om jy op 'n ander vlak dan ook te ontmoet. So jy is almal baie welkom, en dan sal jy sien van nou af sal die plaasfees skyfies meer en meer word. Ek het nou reeds oor meneer en mevrou Plaasjapie gepraat.
Maar kom ons kyk waar kan ons betrokke raak. Jy sien reeds dat alles wat aan die gang gekom het rondom die plaasfees. Dis 'n fees wat ons hou om ons fondse aan te vul. Want om ons begroting te laat klop, moet ons so fees hou. So kom ondersteun dit en as u wil betrokke raak en kom help, praat ook met François asseblief, dat ons op hierdie manier dit ook dan kan doen. As ons na die verjaarsdag kyk, vandag verjaar Florence. Nou ek weet Florence, hulle het getrek, so Florence verjaar vandag in haar besigheid, so baie geluk met haar verjaarsdag. Dan maandag is dit Stefan Broncos, ek het hom nog nie gesien nie. Annika van die kerk, dan die Rina van Sail het ek gesien. Dan Dinsdag is dit Theo Kuiter, Wilma Strauss, Woensdag Luanel Meiberg, Laurens van der Merwe, Donderdag is dit Leandri van der Westhuizen, Vrydag is dit Terence Hall en Ewen Malan, en dan Saterdag, ek het oom Benny gesien, oom Benny is 80 Saterdag. Baie geluk met oom Benny se verjaarsdag, wat 'n mooi mylpaal is dit nie, 80 jaar. So mag dit 'n mooi dag wees en ook 'n baie geseënde jaar. Maar vir almal wat verjaar, hopelik sal ons ook eendag by 80 uitkom. Dan sal ons ook mooi geluk gewees word. Maar dit wil nie baie geluk met julle verjaarsdag. Nuwe intrekkers, welkom om by oom Hein. Oom Hein sit hier voor 'n draai te maak en as jy 'n besoeker is, kom drink 'n koppie tee of koffie na die tyd. Ons hoor graag van elkeen van u. En dan kom ons raak net vir 'n oomblik stil en dan dra ons ook hierdie diens op in die naam van die enigste Here. Here, ons kyk op na die berge en dan wonder ons waar ons hulp vandaan kom. Maar ons weet, ons hulp kom net van u af. U wat die hemel en aarde geskaap het, u wat alles in stand hou, u wat elke dag vir ons sorg. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan staan en dan gaan ons 2 liedere sing. Die eerste lied is lied 547. Al julle volke klap julle hande, daarna gaan ons sit en dan gaan ons lied 475 sing. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange, prys u naam. In ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons u te saam. So kom ons staan vir die eerste een en dan sit ons vir die tweede een. Voor
Here, dankie dat ons as geloofsgemeenskap, mense wat by mekaar hoort en wat aan U behoort, kan saam wees. Dankie Here vir al die seëninge wat ons so mildelik uit U hand uit ontvang en waarin ons die goedheid elke dag beleef. Goed wat ons so vanselfsprekend aanvaar en eintlik al amper 'n reg vir ons geword het. Vandag wil ons vir U dankie sê vir daardie voorreg. 'n Voorreg om in die kerk te mag wees, 'n voorreg om warm aangetrek te wees, 'n voorreg vir kos en klere, 'n voorreg om te kan lewe, Here. En Here, ons vra dat as ons dan nou die volgende halfuur net gaan stil wees en gaan luister wat in die woord staan, dat U met elkeen van ons sal praat. Here, laat ons hier sal kan uitloop met 'n dankbare lewe, gaan leef daar buite. En Here, U ken ons gemoed, U ken die omstandighede in ons land, U weet van die chaos wat mense oor in die media lees. Here, ons kom net na U toe en ons sê, ons bly van U afhanklik. En gebruik ons om as dankbare gelowiges 'n verskil te maak op daardie klein stukkie aarde wat U aan ons toevertrou het. Here, ons gebed is dat U nou sal spreek, want ons, U kinders, luister. Amen. Vriende, ek gaan vanoggend uit Johannes hoofstuk 6 lees, die eerste 15 verse. Nou, vriende, dis die gedeelte wat gaan oor die vermeerdering van die brood en die vis. En dis nou die enigste wonderwerk van Jesus wat in al 4 evangelies aangeteken is. Die ander wonderwerke, daar's altyd een evangelie wat nie daaroor praat nie, maar hierdie is die enigste een wat in al 4 aangeteken word. En ek het so 2 jaar terug het ek so 4 weke gevat en ek het oor Matteus, Markus en Lukas en Johannes in afsonderlik gepreek of 'n boodskap gebring. Maar die feit dat dit in al die 4 evangelies opgeteken is, sê toch vir ons, hier lê iets dieps agter hierdie teks. Nie dat die ander nie in die Bybel nie iets dieps in het nie, maar hier's iets wat ons nie moet miskyk nie. En daarom wil ek weer vanoggend oor Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot 15 wil ek dan vir ons die woordbediening doen. Maar kom ons lees saam. Johannes 6 vers 1. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 gars brode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Ons lees tot sover. Verlede Sondag
het ek gesels oor dankbaarheid. En jy sal onthou, ons het na Genesis hoofstuk 3 gekyk, die boom in die middel van die tuin, en ons het gesê, elkeen van ons het 'n boom in ons tuin, wat in die middel staan, met vrugte wat mooi lyk om na te kyk, en wat goed lyk om te eet, en wat begeerlik is vir ons. En toe het ek gesê, maar ons fokus dikwels so op daardie boom wat ons nie van kan kry nie, dat ons al die ander bome wat in ons tuin staan miskyk. En as ons nie daardie seëninge van al die ander bome kan raak sien nie, dan ontbreek dankbaarheid in ons lewe. Want dan sukkel ons met iets soos dankbaarheid. En jy sal onthou dat ek verlede week die Switserse teoloog aangehaal het, Karl Barth, wat gesê het, alle sonde spruit uit 'n gebrek aan dankbaarheid. Dis wat Karl Barth gesê het. Alle sonde spruit uit 'n gebrek van dankbaarheid. En as jy 'n bietjie negatief gestel is, mens mooi daaroor dink. So ek gaan probeer om daardie aanhaling van Karl Barth in 'n meer positiewe lig te stel. En ek wil sê, dankbaarheid is die hoogste uitdrukking van 'n lewe in Christus. Gratitude, vir ons Engelse lidmate, gratitude is the highest expression of a life in Christ. Dankbaarheid is die hoogste uitdrukking van 'n lewe in Christus. En kom ek lig hierdie stelling toe aan die hand van ons teksgedeelte vanoggend, Johannes hoofstuk 6. Nou voordat ons dit kan doen, moet ons dalk net so 2 hoofstukke teruggaan in Johannes hoofstuk 4, dan lees ons dat in hoofstuk 4 en hoofstuk 5, dat dit 'n baie besige tyd vir Jesus en sy disippels was. Ons lees daar in Johannes 4, dat hy daar by die Jakobsput, daar in Samaria, by Sigar, die stad Sigar, daar in 'n gesprek was met daardie Samaritaanse vrou. Jy onthou daai gesprek wat hy daar gehad het. Dan aan die einde van Johannes 4 lees ons van Jesus en die genesing van 'n regeringsamptenaar se seun. Dan Johannes 5 lees ons van die man wat daar by die bad van Bethesda gelê het, en elke keer as die water in beroering gekom het, het hy probeer om in hierdie bad te kom, maar hy was te stadig en iemand anders was voor hom in die bad. En dan kom Jesus daar verby en hy sê vir die man, tel jou bed op en gaan huis toe. Staan op en gaan huis toe. Jy sien, hy het wonderwerke gedoen en al hierdie dinge wat Jesus gedoen het skares getrek. So hy was die hele tyd besig gewees met die skares wat sy wonderwerke gelok het. En dit was uitputtend vir Jesus en sy disippels. Daarom lees ons in ons teksgedeelte vanoggend dat hy en sy disippels oor die see van Tiberias gegaan het. Hy wil net 'n bietjie wegkom van die skare af. Hy wil net 'n bietjie asem skep van hierdie veel eisende skare. Maar as hy en sy disippels aan die ander kant van die meer kom, dan is die skare reeds daar. Dan is hulle daar en wil nog meer wonderwerke sien. Hulle wil meer eise hê. En dan sê ons teksgedeelte vir ons daar in vers 3, Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Alles om net so 'n bietjie afstand te kry van hierdie veel eisende skare rondom hom. En dan gebeur daar 'n uiters kosbare ding wat ons nie moet mislees nie. Terwyl hy en sy disippels daar gesit het, Johannes 6 vers 5, daar staan daar, toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat hierdie mense kan eet? En ek sê, dit is 'n baie besonderse ding wat hier gebeur. Want sit jouself nou vir oggend in Filippus se sandale. Filippus het saam met Jesus hierdie meedoenlose dae deurgegaan, van skares wat hulle uitgeput het, skares wat hulle gevolg het, skares wat die een eis na die ander aan hulle gestel het. Hulle wou ook net 'n bietjie saam met Jesus wegkom. Dalk 'n tyd om net alleen met Jesus 'n bietjie te gesels oor alles wat gebeur. Wat is die pad vorentoe? Dalk sommer net hulle eie behoeftes 'n bietjie met Jesus te deel. En dan, as hulle weer opkyk, dan is die veel eisende skares ook daar. En nie net 'n paar mense nie. Ons teksgedeelte sê vir ons, net die mans van daardie dag wat daar was omtrent 5000 gewees. Dis baie mense. En nou is dit die besondere ding waarna ek verwys het wat gebeur.
Jesus wat die wonderwerker is, Jesus wat die wonderwerke doen, draai na Filippus toe en hy sê vir hom, ek dink is tyd dat jy winkel toe hardloop. Want hierdie mense moet eet. Hierdie man wat die wonderwerke kan doen, sit dit alles in Filippus se hand en sê, jy moet vir hulle sorg. Waar gaan jy die kos vandaan kry? En verontwaardig sê Filippus, hierdie is nie in ons begroting nie. Ons het nie gebudget vir hierdie ete nie. Daar's nie 'n manier wat ons vir hierdie mense gaan kos gee nie, want 200 mense se dagloon is nie genoeg om vir hierdie mense net 'n stukkie brood te kan gee nie. Sien vriende, Filippus het geweet waar sy beperking. Hy het gesê, Jesus, ek het nie wat nodig is om vir hierdie mense kos te gee nie. U vra nou van my iets wat ek nie het nie. Ek kan nie hierdie probleem oplos nie. En dan kom Andreas, die pragmatis, die een wat altyd prakties dink oor die dinge, en hy probeer 'n plan maak, en hy gaan maak gou 'n voorraadopname, en hy kom na Jesus toe en hy sê, hier is 5 gars broodjies en 5 visse. Maar voordat Andreas vinnig besef hy hoe absurd is die idee wat hy nou in sy kop het. 5000 plus mense, 5 brode, 2 visse. En daarom voeg hy gou by, maar dit is nie genoeg nie. Ek weet dit is nie genoeg nie. Dit is nie genoeg vir so baie mense nie. Wat kan dit nou eintlik aan hierdie probleem doen waarmee ons sit? Jy sien, ons kan nie al hierdie mense met 5 brode en 2 visse voer nie. So die probleem is oorweldigend vir hulle. En vriende, ek dink vandag is die probleme in die wêreld net so oorweldig vir my en vir jou. Want elke dag word ons gelowige volgelinge van Jesus Christus gekonfronteer met probleme en uitdagings en behoeftes en geleenthede wat van ons verwag word om aan te spreek. Elke dag word ons daarmee gekonfronteer. Want vanoggend soos ons hier sit, is daar mense wat in Oekraïne in kelders wegkruip. As gevolg van aanvalle wat een na die ander op hulle geloods word. Mense wat die behoefte het aan vrede. In ons land hierdie week sê die minister van polisie dat die misdaadsyfer het afgeneem, maar as mens na die statistiek luister, dan is die oorlog in Oekraïne lyk soos 'n sonndagskoolpiknik teen hoeveel mense elke dag in hierdie land van ons sterf aan geweld. Mense wat 'n behoefte het aan veiligheid. Mense wat 'n behoefte het aan sekuriteit. Ons wil net veilig wees in ons eie land, in ons eie huis, in ons eie samelewing. Sien, mense wat ver oggend sonder kos sit. Statistiek sê dat 43% van die mense in ons land is werkloos. Mense wat 'n behoefte het om iets met hulle gawes en talente te doen, sodat hulle vir hulle gesinne kan sorg. En so kan ons vandag aangaan. Hierdie behoeftes rondom ons is baie, dit oorweldig ons elke dag. En as ons dan vanoggend hier sit en ons die Bybel oopmaak en ons oë op Christus lig, dan kom die vraag ook na my en na jou in die kerk van die NG Gemeente Skeerpoort toe, soos Filippus van oud, kom die vraag, maar wat gaan julle daaraan doen? Wat gaan ek en jy aan al hierdie nood in hierdie wêreld doen? Wat gaan julle doen aan die fisiese, emosionele, die geestelike nood wat elke dag rondom ons is? En soos Filippus probeer ons maar ook wetend, onwetend, doelbewus of bewuslik of onbewuslik, probeer ons ook maar so 'n bietjie van 'n skuiwergat kry en probeer ons vir die Here sê, maar begryp u hoe groot is die probleme hier? Begryp u, hier's 5000 plus mense en ons het net 5 brode en 2 visse. Ons doen dit ook. Luister maar net na ons gebede. Here, dankie vir alles wat ons het, maar wees saam met hulle wat minder as ons het. So asof ons vir God moet herinner aan hulle. So asof ons vir hom net moet sê, Here, moet hulle nie vergeet nie, soos of hy hulle vergeet het. En eintlik as ons so bid, echo die woorde van Filippus vanoggend, 200 mense se dagloon is nie eens genoeg om vir elkeen van hulle 'n stukkie brood te koop nie.
Jy sien, op 'n subtiele manier sê ons eintlik, wat kan ek doen aan die behoeftes en die nood rondom my? Ek het nie die hulpbronne nie. Ek het nie die kundigheid nie. Ek wil nie betrokke eintlik raak by hierdie goeters nie. Eintlik maak ons soos Filippus. Here, ek sal u volg soos Filippus u gevolg het. Want wat weet ons van Filippus? Ons weet dat hy nie een van die disippels was wat uitgestaan het nie. Hy was nie 'n meningsvormer soos Petrus gewees wat altyd sy voet daarin gesit het nie. Hy het maar so half tussen die ander 11 disippels weggeraak. So ek sal wees soos Filippus. Ek volg die Here en waar kan help sal ek help en as julle my vra sal ek ietsie doen, maar eintlik soos die Engelsman sê het ek nie die know-how nie. Met ander woorde, ek het nie genoeg geld nie, ek het nie genoeg kennis nie, ek het nie genoeg tyd nie, ek het nie genoeg geloof nie en so gaan ons aan om verskonings te soek hoekom ons nie moet betrokke raak nie. En dalk is dit 'n gesprek wat ons moet hê, maar is vir 'n ander dag dink ek. Waarop ons vanoggend fokus is Filippus wat sê, maar wat kan ek nou eintlik hieraan doen? Wat kan ek en jy aan die nood van hierdie wêreld doen? Ons het nie wat ons nodig het om dit aan te spreek nie. Ons het nie genoeg nie. Dis ons verskoning wat ons maak. Weet jy vriende, daar is vandag sosioloë wat oor 'n verskynsel skryf. En dalk het u al daarvan gehoor en dis 'n Engelse terme omdat die wetenskap maar hoofsaaklik in Engels gedoen word vandag. Maar daar's vandag 'n verskynsel onder mense wat hulle noem compassion fatigue. Weet nie wie het al daarvan gehoor nie. As ek dit in Afrikaans moet vertaal, dan is dit medelee moegheid. Nou wat is medelee moegheid? Medelee moegheid sê se definisie sê dis 'n sielkundige en 'n emosionele toestand wat ontstaan wanneer iemand wat iemand anders te help, hy's 'n helper of hy's 'n versorger, dis 'n toestand wat by daardie helper of versorger ontstaan wat herhaaldelik blootgestel word aan iemand se pyn en krisisse. En dit veroorsaak 'n emosionele uitgeputheid, maak dat mense afgestomp raak en dit maak ook dat mense net oorweldig raak. Dit is wat compassion fatigue is. En as ek na die wêreld kyk rondom ons, dan dink ek dat daar in die wêreld gelowiges en ongelowiges is wat aan hierdie verskynsel ly. Want ons word elke dag blootgestel aan soveel nood wat rondom ons is. Jy sien, ons is so blootgestel en betrokke by mense se krisisse. En medelee moegheid laat jou apaties antwoord op die behoeftes van die mensdom deur te sê, maar wat kan ek nou aan hierdie behoeftes doen? Ek kan niks doen nie. Ons kan maar net bid. Dis mos wat ons sê. Nadat ons alles gedoen, ons kan maar net bid. Ek het net 5 brode en 2 visse. Wat kan ek nou aan die krisisse rondom ons doen? Maar ons teksgedeelte vanoggend sê vir ons 5 brode en 2 visse is genoeg. Ons teksgedeelte sê 5 brode en 2 visse is meer as genoeg. Want toe almal klaar geëet het, het hulle nog 12 mandjies vol opgetel. En hoekom is dit genoeg? Want kyk wat doen Jesus, vers 11. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het, en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. En hier lê die kruks van alles. As jy alles vergeet wat ek vanoggend gesê het, as jy alles misgelees het, moenie hierdie gedeelte mislees nie. Jesus het die brood geneem en God daarvoor gedank. En nou is ek terug by my inleidende opmerking. Dankbaarheid is die hoogste uitdrukking van 'n lewe in Christus. Jesus neem die bietjie wat in sy hande gesit is en hy dank sy hemelse Vader daarvoor. En eers toe gebeur die wonderwerk. Eers nadat hy sy hemelse Vader gedank het, gebeur die wonderwerk. Dis die krag van dankbaarheid.
En dinge wat Christene van ander gelowe en nie-gelowiges onderskei, is nie dat hulle gelukkig is, of dat hulle voorspoedig is, of dat meer keer hulle sukses in die lewe behaal nie. Wat Christen gelowige volgelinge van Christus van die res van die wêreld skei, is die feit dat ons dankbaar is. Dankbaar vir wat Christus in die verlede gedoen het. 'n Kruis, 'n leë graf wat ons so wat 42 jaar terug gevier het. Dankbaar vir wat hy in die verlede gedoen het. Dankbaar vir wat hy vandag doen. Vir al die seëninge wat ons het. Dankbaar vir wat hy beloof om ook in die toekoms sal doen. Jy sien, soos ek gesê het, dankbaarheid is die hoogste uitdrukking van 'n lewe in Christus. Jy sien, dis die hoogste deeg, Engels virtue, die hoogste deeg wat ons kan kry. Want sonder dankbaarheid word ons lewe 12 mandjies van klaagliedere. Word ons lewe 12 mandjies van klagtes. 12 mandjies van, wat het my werkgewer aan my gedoen? Wat het my ouers nie vir my gedoen nie? Wat het die politieke situasie in die land? Dit word die een klag na die ander klag, en op die einde kla ons selfs oor God. Wat het ek gedoen dat God my straf? Jy sien, vriende, sonder dankbaarheid kom ons by daardie punt uit. Al wat ek het is maar net 5 brode en 2 visse. Kyk na die ander, hulle het baie meer as ek. Hoekom het ek so min? Jy sien, dis ons koppe werk. Ons meet altyd onsself teen mense wat meer as onsself het. En vriende, dis 'n teken van ondankbaarheid. En ondankbaarheid laat verval ons in 'n kultuur van klagtes. Ek het nie die geleenthede gehad nie. Niemand wil my help nie. Almal en alles is altyd teen my. Die kerk het my gefaal. En so gaan ons aan, een na die ander, klag wat ons het. 12 mandjies vol. En ons sal hierdie ding in die kerk moet regkry. Ons as gelowiges sal hierdie ding moet regkry. Want soos ek verlede week gesê het, as ons nie by dankbaarheid gaan uitkom vir wat die Here vir ons gegee het en vir ons doen nie, en elke dag vir ons beloof nie, gaan ons lewe een lang klaaglied wees. Maar as ons terugkeer na ons teks toe, dan is dit opvallend dat Jesus nie sommer hierdie brood en hierdie vis uit die nuutheid laat verskyn nie. Kos het sommer nie net uit die hemel uitgeval daardie dag nie. Jy sien, Jesus werk met dit wat die seentjie vir hom gegee het. En nou weer, soos wat ek al 'n paar keer genoem het, die seentjie in die laaste paar weke, mense wat ons nie die naam van ken nie of nie gegee word nie, hierdie seentjie se naam word ook nie genoem nie. Dit beteken hierdie seentjie kan enigiemand wees. Hierdie seentjie kan ek wees en hierdie seentjie kan jy wees. Die Here werk met wat ons in sy hande plaas. Hy plaas wat ons in sy hande plaas. Hy bly die wonderwerker, nie ons nie. Dis hy wat die wonderwerk doen. Maar hy werk met dit wat ons in sy hande sit. Dit waarvoor ons dankbaar aan hom teruggee. Dis waarmee hy werk. En vriende, Jesus kon heel waarskynlik kon hy die nood sonder daardie seentjie verlig het daardie dag. En ek sê heel waarskynlik, want ek glo dit in my wese dat die Here dit kan doen. Maar die Here het 'n besluit geneem dat hy vir my en vir jou volgelinge van hom wil gebruik in sy werk wat voorlê hier op aarde. Hy wil ons insluit. En dis mos waaroor Pinkster gaan. Want jy moet onthou dat Paasfees het God gekom en hy het gesê, ek sluit julle uit in hierdie werk. Ek sal dit doen. Julle hoef niks doen nie. Julle verlossing is my werk. Julle kan nie dit doen nie. Ek sal die kruis dra. Ek sal sterf. Ek sal die dood oorwin. Dis wat God sê. Maar wanneer ons by Pinkster kom, dan sê die Here, maar ek wil nie meer alleen werk nie.
Ek plaas my kerk daar om saam met my die werk te doen. Ja, hy bly nog steeds die wonderwerker. Maar hy gebruik my en jou in hierdie wêreld. Hy sluit ons in sy taak. Dis wat Pinkster vir ons sê. Maar as jy nie kan sien wat God in jou hande geplaas het nie, as jy nie jou 5 brode en 2 visse kan sien nie, kan jy nie dankbaar wees daaroor nie. En dan sal jy ook nooit verstaan hoekom ons dit terug moet sit in sy hande nie. En ek wil afsluit. En ek sê, kom ons gaan wees dankbaar met die 5 brode en die 2 visse wat God vir my en vir jou gegee het. Kom ons dank God elke dag daarvoor. En dan plaas ons dit terug in God se hand. En ons kyk hoe die wonderwerk ontvou. Daar waar God ons gebruik. Met ons 5 brode en 2 visse. Mag dit waar wees van ons in die week wat voorlê en in Pinkstertyd. Dat ons sal sien hoe God die wonderwerke deur ons laat gebeur. Amen. Here, soos ons reeds vanoggend gesê het, aanvaar ons die dinge net so te maklik. En ja, Here, dit het U duur gekos om vir ons vryheid te gee en vir ons 'n keuse te kan gee. Here, dit aanvaar ons so of dit so moet wees. Maar Here, vanoggend kom ons en ons wil sommer net in 'n gebed vir U kom sê met 'n klein woordjie, dankie. Dankie vir al die seëninge vir verlossing, vir redding, vir seëninge van gesondheid en liefde en mense rondom ons, geloofsgemeenskap, familie, vriende, vir 'n bord kos wat ons vanmiddag gaan eet. Here, is al seëninge wat ons elke dag uit U hand uit ontvang. Dankie vir werke, dankie vir die geleentheid om deel te kan wees aan die groot herstel van dit wat gebreke is in hierdie wêreld. Here, ons kom net en ons sê, Here, hier's ons, gebruik ons. Ons sit onsself in U hande. Gebruik ons om 'n verskil te maak daar by ons werk, daar by ons skool, daar by die sportgronde, daar waar ons by ons huis, sommer net met ons gesin saam is. Here, help ons om dan die wonderwerke wat in ons samelewing aan die gebeur is, dan ook te sien. Ons vra dit in die enigste naam wat werd is om geëer te word. Jesus Christus, ons Here se. Amen. Nou, ons gaan afsluit, ons gaan die dankoffers by die deure opneem. Ons gaan afsluit deur 'n gebed te sing. Lied 286 wat ons gaan sing. Here God van liefde, waar ons ook mag gaan, wil ons in die skadu by U staan. Hoor ons dankgebede, hoor ons loflied styg, as ons aan U ons dank betuig. Here, U genade het ons hier behou, in die hand van liefde vasgehou. Kom ons staan en dan sing ons hierdie gebed waarna ons staande bly vir die seën. Ons
ontvang dan die seën van die Here en moenie bang wees nie, want hy wat genoem word die eerste en die laaste en die lewende, hy sal die werk wat in ons begin het, voortsit en volëindig.